vers 1 is soos hierdie laaste reël wat eintlik gemaak word, waar daar nou nog gesê word, is nadat God in die begin die hemel en die aarde gemaak het, en elke dag teruggekyk het en gesê, dit was goed, en dit was mooi, en het alles gebeur, en Noag het gekom, en almal uitgewis, en net Noag en sy kinders bly oor, en hy gee vir hulle weer dieselfde opdrag, as wat hy vir Adam en Eva gegee het in begin, vermeerder en vul die aarde, en dan kom ons hierso, dit amper asof na Noag, dit gereset was, om te sê, goed, Adam en Eva het begin, dinge het skeef geloop, toe kom Noag, is 'n groot reset, en toe begin ons nou weer, dan in vers 1 sê hy, daar was 'n tyd toe die hele wêreld net een taal gepraat het, en dieselfde woorde gebruik het. Hierdie hoofstuk begin op hierdie hoogtepunt, waar eintlik sê, God het alles so great gemaak. Dit herinner ons, dat daar net een begin was. Die Bybel sê, in die begin, en die in 'n begin nie. En weer daar's 'n klomp ouens wat nou glo in die Big Bang teorie en alles het per ongeluk gebeur. Ek lees 'n storie van 'n Christen, hy het 'n vriend wat glo in evolusie. Hy het so 'n horlosie gekoop en hy maak hom oop en hy sien die ding is in stukke. Hy sê, hoorie maar, hierdie ding is heeltemal gebreek. Hy sê, maar dit is soms nie 'n probleem nie. Hy sê, die manier hoe jy glo, kan jy net die boksie vat en hom so 'n bietjie skud. En as jy hom oopmaak, gaan die horlosie daar wees. Dis mos hoe die skepping ons tot stand gekom het. En so, dit werk nie so nie.